Vriende, hierdie oefening gaan tog vir ons ook vanoggend so bietjie help. In die eerste ontmoeting vanoggend het ons 'n kindermoment gehad en julle het nou daarin gedeel toe 'n paar van julle so bietjie sweeties ontvang het. Ons kinders ontvang ook daai lekker sweeties wat julle gekry het. Maar vanoggend was die groot vraag by ons kindertyd gewees: wie help jou groei? Wie help jou groei? En vanoggend was die vraag vir die kinders dat hulle moet nou bietjie kyk na al die witkop, maar nou het ek gehoor, ek mag nie sê tannies nie, maar die witkop ooms en die witkop tannies wat hierso saam met ons sit. En dat die kinders en die witkop ooms en tannies ietsie baie in gemeen het. Ja, ook ons jonges, wat 'n bietjie ouer as die kinders is, en 'n bietjie jonger as die seniors is, dat ons almal ietsie in gemeen het. En dit is, dat ons almal sykouse is. Jy het reg gehoor, ek en jy is 'n sykous, want ons is nooit te oud om te leer nie. Nou vir die kinders, vriende, vir die kinders vanoggend, was dit fietsry gewees. Nou, ek het nou aan 'n paar dinge gedink, maar nou weet ek nie of ek hierdie voorbeeld kan noem nie. Toe jy nou die eerste keer jou valstande moes insit, nee, sou jy nie ook jou pa by jou wou gehad het, wat net vir jou die wys hoe word dit gedoen nie? Nee, want die kinders het ons nou 'n bietjie fiets gery, en hulle paas het hulle, maar toe hoor ek, jy kry nou fietsse. Kan julle dit glo? Hoe het julle nie ook gesukkel met julle kinders om hulle te leer fietsry nie? Toe sê een van die kinders, nee, jy kry nou 'n fiets waarop jy net kan klim en hy ry. Jy hoef nie te leer om te ry nie. Toe dog ek by myself, ek het nie geweet daai fietsse is al nie. So ek hoor wat sê ek? Daar gaan tande kom wat jy nie eens hoef in te sit nie. Maar vriende, ek dink daar lê vir ons vandag op Vadersdag. En dit kon op Moedersdag ook gewees het. Maar op al hierdie spesiale dae. Ons het die week wat agter ons is ook jeugdag gehad. Maar ek weet, ek het ook gevoel, ek het die vorige dag so 'n bietjie paddle gespeel of tennis gespeel. En ek het 'n larig wat so 'n bietjie seer is. Toe kom ek agter dat dis nie jeugdag nie, dis eintlik jeugdag. So mens voel die pyne en die skete van jonk wees. Maar vriende, ons as geloofsfamilie veral het dit so nodig om vanoggend hierdie vraag te antwoord. Wie help ons groei? Wie help ons groei? Wie is daar wat jou help wanneer jy val? Soos wanneer jy fietsry. Want ek dink dit is tog die hart van 'n vader. Die hart van 'n vader is iemand wat jou help om op te staan. Die hart van 'n vader is iemand by wie jy leer. Dieper nog, vriende, ons het daai iemand nodig wat langs ons sal bly. En vanoggend is dit so belangrik, want ons gaan 'n verhaal lees. Ons gaan 2 verhale lees, maar die eerste verhaal wat ons gaan saam lees, is regtig 'n verhaal wat jou en my uitnooi om vir 'n oomblik in hierdie persoon se skoene te klim. En ek wil jou nou al reeds uitnooi, vriende, hierdie ruimte waarbinne ons is, hierdie ruimte waarbinne ons die Here aanbid het, waar ons ook gehoor het dat hy ons Vader is, wil ons as geloofsfamilie vandag vanoggend ook help om ook die werklikheid, die realiteit van ons lewe, ook op 'n dag soos vandag, te kan bring. So die vraag vanoggend voor ons saam lees is dit: is daar dalk miskien op Vadersdag 'n spesiale ruimte wat daar vir my en vir jou is om ontdek te word? En vanoggend gaan ons kyk of daar so 'n ruimte is. Ek nooi jou uit om jou Bybel oop te maak. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie lank lees. Die eerste gedeelte is in Genesis 21 en ons gaan saam lees van vers 8
Ons gaan saam lees vanaf vers 8. Die kind, gaan ons hoor nou is ou klein Isak. Die kind het gegroei en is gespeen. Abraham het op die dag wat Isak gespeen is, 'n groot feesmaal gehou. Sara sien toe dat Hagar, die Egiptiese vrou, se seun wat sy vir Abraham in die wêreld gebring het, spottend lag. Sara het vir Abraham gesê: "Jaag hierdie slavin en haar seun weg, ou Ismael, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun, saam met Isak, erf nie." Maar die saak was heeltemal verkeerd in Abraham se oë, omdat dit sy seun was. God het egter vir Abraham gesê: "Laat die saak van die seun en jou slavin nie verkeerd wees in jou oë nie. Alles wat Sara vir jou sê, luister na haar, want daar sal na jou nageslag met die naam van Isak verwys word. Maar ook die seun van die slavin, Ismael, sal ek tot 'n nasie maak, omdat hy jou nageslag is." Abraham het die môre vroeg opgestaan. Hy neem toe die brood, 'n sak water, en hy gee dit vir Hagar. Hy tel dit op en hy sit dit op haar skouer, so ook vir Ismael, en het haar toe weggestuur. Hagar en die seun het vertrek en in die woestyn van Berseba rondgedwaal. Toe die water in die sak opraak, het sy die kind onder een van die struike neergesit. Sy loop toe en gaan sit aan die ander kant, so ver weg as wat mens met 'n pyl kan skiet, want sy het gedink: "Ek wil nie die dood van die kind aanskou nie." Terwyl sy so daar sit, het sy hardop begin huil. Hoor bietjie hierdie vers, vriende. Die heel eerste ding wat, hoe God reageer, die heel eerste ding. God het die seun se huil gehoor. Toe roep die engel van God na Hagar uit die hemel en hy vra vir haar: "Wat is fout, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die gehuil van die seun, daar waar hy is, gehoor." Staan op en tel vir Ismael op. Hou hom styf vas, want tot 'n groot nasie wil ek hom maak. God maak toe Hagar se oë oop en sy sien 'n put. Sy loop toe en sy maak die watersak vol en laat Ismael daarvan drink. God was met die seun. God was met die seun. En hy het opgegroei. Hy het in die woestyn gewoon. Hy het 'n boogskutter geword. Hy het in die Paran-woestyn gewoon. En sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Net tot sover. Vriende, dan is daar ook 'n tweede gedeelte vanoggend, Romeine 6, en ons gaan so van die tweede deel van vers 1 gaan ons lees. Paulus het vooraf nou 'n klomp dinge gesê. En dan kom hy by hierdie een ding. Ek dink wat ook vir ons nogal groot kan wees, is God se genade. So hy vra hierdie vraag: sal ons in die sonde bly voortleef? Want was die rede
dan sal die genade toeneem. Paulus vra, vers 2, hoe genaamd nie? Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, nou gaan hy verder, in sy dood ingedoop is nie. Deur die doop is ons dus saam met Christus in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Net tot sover. Dus vir vriende, vanoggend het ons het hierdie twee verhale, twee groot diep verse wat uitkom uit Genesis 21, en ons gaan nou 'n bietjie in die verhaal inklim, maar twee groot verse wat uitstaan is, wat ons vanoggend moet hoor, is God het die gehuil van die seun gehoor. God het die seun se gehuil gehoor. En dan ook vir Hagar het hy haar oë oopgemaak. Is 'n belangrike moment en ons gaan ons bietjie by hierdie moment stil maak. God het Hagar se oë oopgemaak. En dan die tweede gedeelte is ons fokus vanoggend, hierdie lewe vriende, hierdie lewe wat ek en jy leef, hierdie lewe nou, fokus op nuwe lewe. Dit is wat Romeine 6 in pag het. Nou, nuwe lewe. Ek het nou gesê dat hier is twee verhale in hierdie gedeelte. Die eerste, vriende, is die verhaal van verwerping. Regtige verhaal van alleen wees, om regtig alleen te wees. Dis die eerste verhaal. Verwerping en alleen wees. En dan het ons in Romeine 6 hierdie verhaal van nuwe lewe en hoop. En daar is ietsie wat ons sommer aan die begin vir mekaar moet aan herinner en wat eintlik wonderlik is as ons hierdie twee verhale so sien. Jy sien, God wag nie in Romeine 6 vir almal wat in Genesis 21 in 'n een of ander woestyn of in 'n plek vasgekeer is nie. Met ander woorde, God is nie net in die nuwe lewe en in die nuwe hoop nie. Belangrik vanoggend is dat ons sien God is in albei verhale teenwoordig. Hy is in die verwerping. Hy is binne in die alleenheid. Binne in dit. Vanoggend se boodskap, ons gaan by 4 bewegings stil staan. Maar die oorkoepelende tema wat alles vandag vir ons vashou is, wanneer God Vader word, wanneer mense faal. Wanneer God Vader word, wanneer mense faal. En vanoggend op Vadersdag word ons regtig uitgenooi om eerlik te wees. So die eerste beweging vanoggend moet ons erken, vriende, nie buite hierdie mure nie, hier binne Hartenbos geloofsgemeenskap, en daar's mense wat ingeskakel is, wat livestream op hierdie oomblik. Ook hulle wat ingeskakel is, wat luister vandag. Die eerste beweging is die pyn van
gebroke vaderskap. Die pyn van gebroke vaderskap. Terwyl ons Genesis 21 lees, elke keer wanneer jy en ek Genesis 21 lees ons 'n verhaal van rou. Diepe rou. Vriende, Hagar en Ismael word weggestuur. Dit moes 'n verskriklike belewenis gewees het. Ons hoor van Abraham wat gevoel het in sy oë is dit verkeerd. Selfs Hagar wat ook hierdie droom begin glo het dat dalk is Ismael die beloofde kind. Dalk is dit hy en die stories het dalk geloop. Sy het hierdie verwagting gehad. Nou word sy en hy weggestuur. Geen beskerming nie. Geen beskerming nie. 'n Watersak en brood. Geen toekoms. En hier moet ons eerlik wees, vriende, dis die realiteit vir baie mense. Dis die realiteit van baie mense. Geen beskerming, geen toekoms. En miskien word ons in hierdie ruimte vandag uitgenooi om vir 'n oomblik eerlik te wees. Nie almal het 'n goeie vader gehad nie. Nie almal van ons het 'n goeie vader gehad nie. Nie almal het iemand gehad wat gebly het nie. Wat 'n ou regtig tref wanneer 'n ou hierdie verhaal lees, dan besef jy vir 'n oomblik dat die Bybel steek nie pyn weg nie. As ons hierdie verhaal lees, vriende, hierdie verhaal kon uit die geskiedenisboeke uit verwyder geword het. Hagar en Ismael se verhaal kon heeltemal weggesteek, weggebly gewees het. Maar die Bybel steek nie pyn weg nie. Die Bybel steek nie hierdie geweldige realiteit en werklikheid weg nie. Die Bybel wys dit. En ek wonder hoekom. Ek het ook hierdie afgelope week in my voorbereiding gewonder, hoekom? Hoekom wys die Bybel hierdie pyn? Hoekom is dit nodig om vir jou en vir my die werklikheid, die realiteit van die pyn en die hartseer van die wêreldse gebrokenheid vir ons te wys? Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit enigstens belangrik dat ek en jy vir 'n oomblik daarin kan vertoef? Hoekom? En ek dink dan tref dit jou. Dan tref die hoekom jou. Want God kan in die verwerping en in die alleenheid onder 'n struikelbos 200 meter soos 'n boog kan skiet, kan sit en huil en weet, ek kan daar in die woestyn vir God ontmoet. Dis die hoekom. Dis die hoekom en hoekom die hoekom so belangrik is vir jou en vir my vandag. Want ek kan vir God daarin ontmoet. En dit bring my by die tweede beweging vanoggend. So die eerste beweging, vriende, is die pyn van gebroke vaderskap. 3 maande terug, Stellenbosch, Andy Root kom van Amerika, groot diepe navorsing gedoen en gesê dat elke generasie wat gebore word, het ietsie wat hulle
kort in hulle lewe sonder dat hulle dit weet. So die nuutste generasie wat gebore is, het hulle navorsing gedoen, wat is die belangrikste figuur wat hierdie generasie gaan nodig het? Dieper nog, wat is die figuur wat die kerk kan leer vir die kinders wat vandag gebore word? En die figuur wat jou agterkleinkind het, wat nou in die afgelope paar jaar gebore is, die nodigste het, hierdie generasie, is 'n vaderfiguur. 'n Vaderfiguur. Eerste beweging vanoggend is die pyn van gebroke vaderskap. En dit bring ons by die tweede beweging vanoggend. Die tweede beweging, God sien waar ander nie sien nie. God sien waar ander nie sien nie. Hoor mooi. Nie eers amper sy eie ma wat so naby aan hom was nie, maar God het die seun se gehuil gehoor. God het die seun se gehuil gehoor daaronder die struikelbos. En hier lê die waarheid. Hier lê die waarheid. Hier lê die waarheid, vriende, wat ons so nodig het, elke kind van die Here. Hier lê die waarheid wat ek en jy van God, die Vader, nodig het. Want hy is die Vader wat sien. Hy is die Vader wat sien. Hy is die Vader wat hoor. Hy is die Vader wat hoor. En dan is daar 'n baie diep moment hier, vriende. Hy is die Vader wat nader kom. Niemand het agter hulle geloop om hulle te help nie. Niemand nie. Hulle is weggestuur. Gaan net. Hy is die Vader wat nader kom. En hier lê ietsie groots. Vir jou en vir my beteken dit dat God word nie afgeskrik nie. Hy word nie afgeskrik vir hierdie massiewe groot krisis waarin Abraham, Sara, Hagar, Ismael, Isak verkeer nie. Hy word nie afgeskrik hierdeur nie. Die interessante en iets wat 'n mens eintlik nie verwag nie, is dat God beweeg daarheen. Hy beweeg daarheen. Hulle almal wil net weg, maar God is die een wat daarheen beweeg. Hy is daar. Hier's 'n baie diep vraag in die tweede beweging wat vandag na my toe en na jou toe kom, nie net as Vader nie. Maar op Vadersdag kom hierdie vraag van die tweede beweging na ons toe. Waar in jou lewe voel jy dalk alleen? Waar in jou lewe voel jy regtig alleen? Dalk miskien voel jy soos klein Ismael onder die struikelbos, dat jy absoluut geen beheer het oor wat nou met jou gaan gebeur nie. Jy is aan die dood oorgelewer. Heeltemal alleen. Waar in jou lewe voel jy vergete? Daar is niemand wat vir jou omgee nie. En dalk miskien is daar hierdie diep een. Die woordjie afgeskryf. Waar in jou lewe is jy afgeskryf? En dit is hier waar ietsie begin. En wat ons vanoggend kan ontdek, as ons dit nie al reeds het nie, is dat daar binne hierdie ruimtes van totale woestynagtige chaos iets God vir jou en vir my wil kom gee. Hy wil iets wees
maar hy wil ook iets gee. En die wonderlike is dat hy iets gee vir nou. Hy werk nie hier met die toekoms nie, hy werk met nou. En dit is wat God doen vir Hagar. Hy maak haar oë oop vir sy voorsiening. Vir nou. Daar is voorsiening. En daar is dalk ietsie wat ek en jy kan leer by Hagar. Daar is dalk ietsie wat ek en jy kan hoor wat met ons gebeur wanneer ons in 'n woestyn is. Ons sien nie. Verloor die vermoë om te sien wat nou gebeur rondom ons. Ons lees, God het haar oë oopgemaak en sy het gesien. Dit wat hulle nou op daai oomblik die nodigste gehad het. Water. Die interessantheid is en die waarheid is dat die water was reeds daar. Hy het haar oë oopgemaak om die put te sien. Sy kon dit nie sien nie. En wat ongelooflik diep in hierdie gedeelte is, vriende, is dat God is in die werklikheid. Wanneer ek en jy perspektief verloor, wanneer ek en jy nie meer kan sien nie, dan is God daar. Hy is in die werklikheid. Selfs wanneer ons dit nie raak sien nie, is God daar. En ek wil hier vandag ook dit noem. Want dit is wat vaderfigure doen. Vaderfigure help jou sien, wanneer niemand anders kan nie. Dan help jou pa jou om te sien. Jou pa help jou as jy aangevang het. Jy kry net nie daai regter draai reg van die fietsry nie. En dis dan wanneer jou pa bietjie nader na jou toe kom, nie daar ver nie, nader kom en vir jou regtig help om perspektief te kry oor hoe jy daai regter draai kan regkry. 'n Vaderfiguur bring perspektief. En dan is daar ietsie wat ek dink ons so nodig het in ons lewe. En paas help ons daarmee, wanneer hulle begin praat oor hulle kinders. Dis maklik om oor die algemeen te praat oor alles wat rondom ons gebeur. Maar kyk bietjie wanneer iemand praat en hy het sy kinders in gedagte. En as jy bevoorreg en geseënd is om kleinkinders en agterkleinkinders te hê, dan is dit nog soveel meer, soveel dieper. Maar dan het jy die voorreg om hulle onder oë te hou. En dan is dit wonderlik om te sien hoe hulle dan praat met dit in gedagte oor die dinge wat rondom hulle gebeur. En ook die dinge wat nie so wonderlik is nie. So vaderfigure help ons baie, vriende, met hierdie hele ding rondom nuwe lewe, rondom hoop. Want hier is die groot ding, vriende. Hier lê die groot ding. Die waarheid in hierdie gedeelte en die waarheid in ons lewe is dat God nie net herstel nie. Met ander woorde, God maak nie net reg nie. God is nie net die fikser nie. Hy is nie net die ou wat alles kom regmaak in ons lewe nie. Daar's iets baie diepers en baie groters wat hier gebeur en dit is so belangrik vir my lewe. Veral as ons kom by Romeine 6, waarvan Paulus praat. Dat God is nie net die een wat herstel nie, maar daar's baie dieper as dit. Hy's die een wat herskep. Hy herskep. Daar's 'n wesenlike verskil tussen herstel en herskep. Hy herskep. Hier's 'n baie sterk lyn in ons boodskap vanoggend, vriende. 'n Baie sterk lyn. As jy vasgevang is in jou verlede, dan is hier 'n baie sterk lyn vanoggend. Want God as herskepper bring 'n nuwe storie. Dis die hele boodskap van die doop.
waarin ek en jy ingebore word in 'n nuwe lewe. En die wonderlike van hierdie God bring 'n nuwe storie, is dat dit ook teenwoordig is in die lewe van vaderfigure. Jy kry dit by hulle. Ek het nou net daarna verwys, en die manier hoe hulle praat oor die dinge rondom hulle, en hulle het hulle kinders en hulle kleinkinders in gedagte. En ek hoop jy kan die prentjie sien, vriende, want dink vir 'n oomblik hoe God praat oor al hierdie dinge rondom ons. Wat het God in gedagte? Hy het sy kinders, het hy in gedagte. Hy het vir jou en vir my in sy gedagte. Dit is wat vir God saak maak. Dit is die fokus. Dit is die rol van 'n vaderfiguur. Hulle spreek lewe oor mense. As God vandag na jou en na my kyk, vriende, wat kom uit God se mond? Wat kom uit sy mond? Ons het die beloftes vandag wat uit God se mond uitkom. En ons kan baie diep gaan in hierdie moment, maar ons het nie tyd daarvoor nie. Maar wat uit God se mond kom oor sy kinders is lewe. Lewe. As God praat, dan praat hy lewe. Vaderfigure, vriende. Ons kan maklik by 'n punt kom waar ons mense afskryf. Ons lewe in verskriklike tye en ons skryf mense af. Weet u wat doen vaderfigure? Vaderfigure glo in mense. Dis 'n groot ding om vandag vir mekaar te kan sê. Dat 'n pa glo in sy kind. Hy kry daai fiets nie reg nie. Dis dalk verby vir sy hele lewe. Nee. Die pa glo in sy kind. Hy glo in mense. En weet julle wat doen 'n pa, en ek het dit self beleef. Ek beleef dit by die onder 8 rugby span. Wanneer al die ander pa's so langs die kantlyn staan, dan staan ek met hierdie Filistyne op daai veld. En dan besef ek net een ding, vir 'n kort rukkie, gelukkig is dit net 20 minute. Vir 20 minute kry ek die voorreg om nie net my eie kind op te tel nie, maar om ander te kan optel. Om ander te kan help opstaan. Sien vriende, dit is vaderfigure. Vaderfigure help ander opstaan. En miskien is die klimaks vandag, want ek dink dit is die klimaks wat Vadersdag soms vir my en vir jou wil kom sê, hierdie kern. Dat Vadersdag gaan eintlik maar net oor wie was in jou lewe en die ander kant is wie was nie in jou lewe nie. Dis Vadersdag. Is dit? Wat as die klimaks vanoggend is? Dat Vadersdag nie net gaan oor wie daar was of nie daar was nie. Maar wat as Vadersdag vanoggend vir ons hier in Hartenbos 2026 'n uitnodiging is? 'n Uitnodiging, want ek het aan die begin gesê, daar is iets wat ons in die woestyn kan ontvang wanneer ons verwerp en alleen is daar iets om van God ontvang te word. En wat is dit? Ons word uitgenooi om in hierdie tye God se vaderhart te ontvang. Ons word ook uitgenooi en opgehelp deur God om hierdie hart
saam met ons te dra. Uiteindelik begin jy om die vaderhart wat jy van God ontvang het, in daardie woestyndele te ontvang en sy hart te begin leef. Eenvoudig. Ontvang en dan word jy iets met die lewe wat God vir jou gee. Maar daar's 'n baie spesiale plek op Vadersdag waarmee ek begin het, waarna ons genooi word. En dit is 'n veilige ruimte vir ons vandag. En in hierdie ruimte is daar plek vir 3 dinge. In hierdie veilige ruimte is daar plek vir dankbaarheid, hier, vandag. Daar is ook in hierdie ruimte plek vir genesing, vandag. En daar is ook in hierdie ruimte op Vadersdag plek vir 'n nuwe begin. Ons moet vandag erken dat daar mense tussen ons is wat 'n leemte het van 'n vaderfiguur en hulle dra dit met hulle saam. Daar's mense wat ook seer het oor die verlede wat hulle met hulle saamdra. Daar's ook mense wat regtig wonder, dalk soos Hagar, of hulle self genoeg is. En dis hier waar ons nie net uitgenooi word om iets vandag te hoor nie, maar ons kan ook daarop reageer. Ietsie wat ek vandag op Vadersdag kan doen. 'n Ruimte waarin ek en jy genooi word op Vadersdag om te doen. En ek wil jou uitnooi om dit saam met my te doen. Dat ons ons hande op ons harte kan sit. En dat ons as geloofsfamilie die groot voorreg het vandag om saam in gebed voor die Vader te verkeer. Ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik saam met my stil te raak in die teenwoordigheid van ons ewige Vader. Vader, kom ontmoet ons. Vader, kom ontmoet ons waar ons seer is. Vader, kom ontmoet ons waar ons leeg is. Vader, kom ontmoet ons waar ons onseker is. En soos ons aan die begin gesing het, Here, vul ons met u liefde. En Here, waar ons daar ontvang van u, waar ons ontvang het van u, Here, roep ons om te wees. Roep ons om iemand te wees, Here, wat bou. Roep ons, Here, om iemand te wees wat beskerm. Roep ons om iemand te wees wat lewe gee. Here, baie dankie dat ons vanoggend in ons verklaring nie hoef te kom verklaar dat ons perfek moet wees nie, want Here, u weet ons kan nie. Ons kan nie perfek wees nie. Maar Here, wat ons wel vandag kan verklaar, in u teenwoordigheid en saam met mekaar, is dat ons wel beskikbaar kan wees vir wat u wil doen in en deur ons vir die wêreld rondom ons. Want u is die God wat ons perfekte Vader is. U is die een wat ons gevorm het om daardie hart te kan dra van die Vader. Om daardie hart te dra in 'n wêreld wat dit so nodig het. Vader, ons het ook nodig om opgetel te word en baie styf
vasgehou te word. Ons het dit regtig nodig. Heilige Gees, kom help ons. Ons bid dit in verwagting, maar ook in groot afwagting en verwondering. In die naam van Jesus, wat lewe gee. Amen. Vriende, Vrydagoggend toe bars Henny daar by ons in by die kantoor en met groot opgewondenheid sê hy het nuwe batterye vir ons lapelle gekry. Maar wat hy nie geweet het nie, is dat die ou wat vir hom die batterye gegee het, dit by die hoekie gaan uithaal waar daar gestaan het, preke oor 'n uur. Hier is die batterye. So ek vra u om verskoning, maar ek moet sê hierdie batterye preek baie baie lekker. Hy het genoeg krag. Ek wil hom net vanoggend so bietjie druk, maar ek sien ek gaan hom nie uitgeput kry nie. Vriende, mag julle ook vir die komende week krag ontvang. Mag julle ook vir julle lewe en vir julle kinders krag ontvang. Onthou net hierdie. Ons sal oukei wees. So eenvoudig soos dit. Ons sal oukei wees, want ons het 'n Vader wat mooi na ons kyk. Kom ons staan en dan sluit ons af met ons slotlied. Mag julle uitgaan, ons uitgaan, as draers van God se hart, in ons huise, in ons werk, in ons verhoudings, en mag mense deur ons begin sien, hoe werklik God is. Amen.